Altijd lekker is wanneer jullie zitten lekker neer. Of muziek van zich af, die altijd lekker om samen te doen in de naam van de Heer groot te maken. Als je bij ons samengebracht, blijven we samen met mijn naam. Want die is die 8e hoofdstuk toe. Ik denk dat we vers 1 ook samen lezen, Belinda. Vers 1 zegt, want die is die 8e hoofdstuk, vers 1, 2 en 3. Zegt, toen hij van de berg afgekomen in de grote menigte hom gevallen. En daar is de Malaatse man gekomen. En voor meer gevallen gezegd, Heere, als u wil, kan u mij reinigen. Daarom steekt Jezus zijn hand uit en raakt de man en zei, ik wil, word gereinigd. En dadelijk is hij van zijn malaatsheid gereinigd. Kom eens met samen. Vader, met een wonderlijke voorrecht om vanavond in de huis van de Heer die kan wezen. Dank je dat iets kan verklaren, Heer. Ga u vanavond voor ons niet, maar het gaat om u. Ga om die grootheid, die genade, die kracht en die sterkte. En ik wil vanavond bidden, o Geest van God. Want alle verstand te boven gaan. Dat die vanavond zal inkomen ons harten slaan raak. Heer, kom vouw ons toe met die liefde en die genade. En dat we zal horen en verstaan wat die vanavond voor ons zegt. En dank je dat we vanavond kan zeggen, Heer, ons behoort aan die Heer. En daar is niemand zo schoon in Jezus niet. En ik kom toe al die lof, aan die Heer. En al die anderen van ons harten. In Jezus' wonderlijke naam. En die volk van de Heer zegt, amen, halleluja. En hoe Frans een beetje met jou praat over die Malaatse. Wij straks zijn iets bezig om de Leviticus weer neer te lezen. Ik heb vandaag gekeken naar die verschillende goed wat gedaan moet worden. Wanneer iemand Malaatse stapt en naar de priester toe gaat. Daar zekere reinigingsprocedures wat hij moet doen met zekere dingen. Als hij dink is geneigd, moet hij teruggaan naar die priester toe. Die priester kan dan kijken naar zekere goed op die veld, zekere dingen, om te zeggen, hij is gereinigd. En terwijl ik vanmiddag voor de Heer leed, begin de Heer met mij te praten rondom die gedachte, is jij niet ook Malaats? Je ziet dat een paar dingen bij mij opgekomen, wat mij nogal laat wonderen van die teken van melaatsheid, was dat er gezegd is, juist onrein. En dat het mij dadelijk begint klaar, want baie van ons, als gevolg van zonde, kan ons vanavond zeggen, ik is niet rein, ik sta eindelijk onrein voor God. En dat was een 7-dag periode, dat was een 22-dag periode, en dat was een 66-dag periode, wat mensen zelf moesten reinigen voor God. En terwijl ik bezig is om naar hierdie te kijken, toen begint dit bij mij op te komen, en ik hoor het van Heer sê, dit is niet wat in my ingang, wat my onrein maakt, maar dit wat uit my inkom. Dit is nie noodwendig, dit wat ek vandag kan inneem en eet in die klas van goed nie, maar dit wat ek soms spreek, dit wat ek met uit doen, dit wat van binnenkant afkom, en dadelijk begin die Heer vir my te sê, onreinheid begin nie vanaf buitenkant nie, maar dit begin in jou hart. Jy sien om onrein te wees, is 'n besluit. Om sekere dinge te doen, wat nie met God strook nie, is 'n besluit. En dadelijk, toe ek die gedeelte lees, toe dink ek by myself, so ontsnaaks dat ons so makkelijk kan mense van ons aan wegstoot. En is nog ontsnaaks dat die vijandende manier, die oomblik wanneer jy sonde gepleeg het, of die oomblik wanneer jy dinge verkeerd gedoen het, is die eerste ding wat hy doen. Hy laat voel jou, jy is uitgedruk. Hy laat voel jou, jy is geïsoleer. Hy laat voel jou, jy is dit nie waard nie. So ontsnaaks dat dadelijk, toe kom het by my op, dat hulle die Malaatses gevat het en uitgedruk het. Hulle was nie toegelaat om saam met die ander te leef nie. En dadelijk sê die Heer vir my, is dit nie snaaks dat dit precies is wat die vijand vanavond met jou wil doen. Daar is 'n liedjie wat ek al baie maal in my lewe gesing het, wat sing, here am I, so unworthy of the blood, so unworthy of the blood that sets me free. Jy sien, ek het iets begin besef,
En dit is dat die vyand wil jou in sonde hou, die vyand wil jou onrein hou, want jy sien, solank as dit jou onrein is, kan jy nie nader kom na God nie. Solank as dit jou onrein is daar die skans, daar die muur, daar die ding, wat tussen my en God staan. En weet wat, onreinheid is baie keer 'n besluit ver. So ontsnaaks, Potifar se vrou kom by Josef, en sy sê vir hom, kom slaap saam met my. En weet wat was sy antwoord? Ek kan dit nie doen nie. Ek kan dit nie doen nie, want dit sal God seermaak. En die hele me verskriklik dink, aan die oomblik, toe hy dit sê, het hy nee gesê vir versoeking. En weet wat? Ons moet leer om nee te sê. Ons moet leer om te sê, weet wat? Dit staan my nie meer aan nie. Weet wat? Ek is nie geroep om sonde te doen nie. Ek is geroep om rein en heilig voor 'n lewendige God te wees. Ek is geroep om te doen wat God wil hê ek moet doen. Ek is geroep om uit te staan. Ek is geroep om dinge te doen wat God wil hê ek vanaand in my lewe moet doen. Jy sien, toe ek na hierdie gedeelte gaan kyk, toe kom Spreuke onmiddellik by my op, want Spreuke sê, in Spreuke 24:16, hy sê, want 7 maal sal die regverdige, val die regverdige en staan weer op, maar die goddelose struikel in die ongeluk. Kan ek net maar vanavond vir jou sê, jy kan val, maar ek dank God, jy hoef nie te lê nie. Jy kan opstaan en sê, maak nie saak hoeveel maal ek val nie, ek sal opstaan, want God is die Heer wat my vrymaak. God is die Heer wat my aanraak. God is die Heer wat my vernieuwing vanavond. Jy sien, toe ek terug aan die skrif toe, en in Mattheus 8, toe sê hy in die woorde, hierdie malaatse man val voor Jesus neer. En hy sê vir hom, as u wil, kan ek gereinig word. Is dit nie mooi nie? As u wil. Maar weet wat jy eerst met hy doen? He came to fall. Kan ek maar vanavond vir jou sê, moenie roem in jou sonde nie. Kom liever tot 'n val en sê, Here, ek het 'n fout gemaak. Moenie roem en dit wat jy verkeerd gedoen het nie. Buig liever jou knie en sê, o Here, ek kan nie glo, ek het verkeerd nie. Moenie daarin roem en sê, ek het dit en dat gedoen nie. Kom liever tot die punt waar jy sê, Here, ek wil dit nooit weer doen nie. Want Here, dit maak dat dit onrein is. En dit maak dat die vyand te muur tussen my en God opsit. Die oomblik toe ek hierna gaan kyk, toe begin daar 'n paar dinge in my kop rond te speel. Want jy sien, daarom steek Jesus sy hand uit en raak hom aan. Kan ek vanavond gou vir jou iets sê? Een van die grootste dinge wat enige persoon wat melaats is na smag, is na aanraking. It's the one thing no one is willing to do. Jy sien, want wanneer ons melaats is en iemand raak jou aan, is die kans dat hy jou gaan aansteek groot. Stem weer op my saam. Ek leer om het gaan hierdie prentjie in jou kop kry, want wat doen Jesus? Hy raak om aan. Ek het nou dat op Facebook gesit, of op my status gesit en gesê, Jesus walked among sinners. He never changed. They did. Dis nog ontsnaaks, dat wanneer ons saam met vriende, of saam met mense wat in sonde leef, is ons geneig om te verval en terug te gaan na die sonde toe, terug te gaan na die verkeerde toe, terwyl God vir ons sê, ek het tussen hulle geloop. Jesus sê, ek het tussen hulle geloop. Hulle het verander, nie ek nie. Dit het tyd geword dat ek en jy vanavond sê, ek sal opstaan, maak nie saak hoeveel keer ek geval het nie. Ek sal bewys dat God is groter as my grootste probleem, my grootste stryd, my grootste sonde, my grootste onheiligheid.
Jy sien, die Bybel sê dat Jesus steek sy hand uit en raak hom aan. Hy het nie gedoen wat ander doen nie. Ons is so getuig baie keer, as iemand iets aansteeklik het, dan soos wys my jou hand. So, nee. Ons wil nie dit vat nie, want ons is te bang dat dit kom na ons toe. Kan ek het maar vanavond vir jou sê, you are called to be, to touch others. You are called to be different. Jy is geroep vanavond om anders te wees. Ek het so in die week gedink, was het een laas week, ek weer met die jong man met bedwelms die mekaar is te doen gehad. En ek is so kwaai soos 'n leeu met hom. Man, elke keer as ek hom kom, voel ek op my vlees en om druk, want het is stupid. En wie wat sê die Here vir my, ek jou liefde nodig. He needs your touch. Hy het vanavond nodig dat jy sal nie oordeel nie, maar dat jy hom sal aanraak en sê, jy is nie alleen nie. Sê die dag het begin by my op te kom, en die man voel so onrein, hy voel nie waard om nader na God toe te gaan nie. Kan ek vanavond vir jou sê, baie van ons wat vanavond hier sit, het melaatsheid in ons harte, het melaatsheid in ons binneste. Baie van ons wat hier sit vanavond, het een onreinheid binne in ons, wat maak, dat ons te bang is om na God toe te gaan, van pastoor, hy weet, hy ken my slegste. Ek dank God, dat David skryf, hy is die kenner van my hart, en die proewer van my niere. Dus nou wat die David sê, rechtvaardigheid die sonde nie, en omdat hy jou hart ken, weet hy, jy is verbeter in staat. It's a matter of choice. Maar wat gaan moet gebeur? Ek gaan moet opstaan. Jesus raak hom aan. En hy sê vir hom, ek wil jou reinig. Kan ek vanavond vir jou sê, ons loop baie keer met skuldgevoelens, ons loop baie keer met dinge in ons rond, sê dankie vir God, jullie het nog een skuldgevoel. Dis wanneer jy nie meer skuldig voel oor jou sonde nie, dat die probleem groter is as wat jy dink. Begin jy eens te sê, Here, ek dank jy dat jy nog steeds bemoeienis het met my. Ek gaan kyk na Samson, 'n man wat alles reg doen in God se oë, maar hy gee prys dit wat waardevol is in die oë van die Here. Hy word onrein, nie as gevolg van wat hy sê of wat hy dink nie, maar wat hy doen. Die Bybel sê, en Samson het nie geweet dat die Here hom verlaat het nie. Wil ek vanavond iets hoor? Jy kan my vanavond los en het gaan my nie vreeslik affecteer nie. Jy kan vanavond wegstap van my af en ek sal aan die kom. Jy kan vanavond omdraai en wegstap en is okay. Jou kinders kan vanavond omdraai en wegstap en is okay. Maar as God omdraai en wegstap, you'll get to a place where you will feel unworthy. And where you will feel, I've got a problem. Wil jy dit vanavond hoor? Terwyl ek vanmiddag voor die Here lê, die Here met my begin praat oor, is jou hart nie dalk onrein nie. Toe begin hierdie my te kla en ek wil begin klaarmaak, want jy sien, die melaatses het so gemaak,
omdat hulle onrein was, moes hy met 'n klokkie loop. En as hy nader kom, moes hy sê, ek is onrein en die klokkie skud, dat jy weet, wanneer nader gaan nie, and do not touch. Ek het vanmiddag, terwyl ek voor die Here lê, toe sien ek mense en die klokkies nog loop. En ek weet nie eens hoe die klokkies skud nie. Hy dink is 'n mooi toevoeging tot sy wardrobe. Die probleem is jy het onrein geword. And you need to change. So wat kan ek vanaand doen om te verander? Hoe kan ek vanaand maak om anders te wees? Hoe kan ek vanaand maak? Die eerste ding is, maak soos Josef, sê nee en maak die keuse vir God. Die tweede ding is, voor jy sonde doen, vraag jouself die vraag, wat sal die koste wees van my leven? Seker omtrent 2 of 3 maanden voor my boetie Jaco dood is. En die plek gehad waar hy elke dag gaan bid het onder 'n boom op die plaas. So toe vry my die volgende, dan gaan sit hy daar vir 1 uur of 2, praat hy met God. En die dag, toe stuur Jaco vir my 'n voice note met 'n liedjie wat hy sit en sing onder hy boom. Weet jy wat het sal kos? As God jou nie vras. Hulle jy hier en rykdom behou. Het jy dan nie miskien reeds te ver weggedwaal, maar bereken wat het hierna gaan kos? Nou voel het vir jou lekker, nou voel het goed, maar jy verstaan nie die koste van hierna nie. Stupid wat ek is. Ek het hom geskryf, is mooi Jacks. Die vir my moeder aan die boodskap gedelete. Die dag toe langs ek net staan, die dood voor my lê, speel my liedjie in my kop op, weet jy wat het sal kos? Ek het nooit geweet, maar 3 maanden voor sy dood, het Jaco onder 'n boom gesit, en 'n kosteberekening gemaak, van wat sy onheiligheid so kos. Ek het nooit verstaan nie, maar vir 3 maanden het Jaco stil geraak. Jaco was nie daarvoor om elke dag die boodskap te stuur. Was ek so 2 folios lang, ek het baie keer net so gevlug lees deur die goed, want hy was nie vir 'n boodskap die dik. Ek was nie mal oor nie. Vir meer as 2 maanden het Jaco stil geraak. He didn't say a word. Die dag toe vat ek my foon en WhatsApp op, ek sê, hey Bill, is jy kwaad vir my? Ek sê, nee Benna, ek leer ons as 'n bewaarde man voor God. Hy is besig om my hongerigheid weg te vat.
Ek self deur 'n moeilike tyd gegaan het, het ek dit afgemaak. Terwyl ek vanmiddag voor die Here lê, toe gee die Here my weer daardie wys van waar Jakob onder 'n boom sit met 'n boek en 'n pen. Hy is besig om 'n kosteberekening te doen van onreinheid. En ek het vanaand vir jou sê, moenie dat sonde maak dat jy nie naby God kan kom nie. Weet jy wat dit sal kos as God jou nie verlos? En nou wil ek vanaand te dink sê, ek wil jy met mooi hoor wat ek sê, as die Seun jou vry maak, is jy waarlik vry. As jy probeer, jy gaan misluk. Maar as die Seun jou vry maak, is jy waarlik vry. Elke oog gebuig, elke oog gesluit, toe niemand moet rondkyk. Ek voel vanaand soos 'n malaatse man wat voor hom neerval. Sê, Here, as jy wil, kan jy my reinig. Jy sien, ek het die kosteberekening gemaak. En ek het besef, ek is verlore sonder hom. As jy vanaand hier sit en sê, Here, miskien ergens in my binneste, staan dalk malaatsheid besig om op te groei. Ek sê die eerste punt van malaatsheid is gevoelloosheid. Die verloor gevoel. Ek weet nie van jou nie, maar ek moet vanaand voor hom neerval en sê, as U wil, kan U my reinig. As jy vanaand so vol steek op jou na God, U wil saam jou bid. Dankie vir die handen wat recht oor die gehoor opgaan, met jou vraag, as jy hand opgesteek, sal jy saam opstaan, asseblief. Onze God, Hemelse Vader, miskien daar in my ergens iets begin groei van God af is. Miskien moet ek vanavond net weer terugkom na die plek toe, waar ek roep en sê, Here, help my. As U wil, kan U my reinig vanaand, Here. As U wil, kan U my aanraak vanaand, Here. As U wil, kan U my vat en my verander vanaand, Here. My hart roep uit na God toe, verander my, asseblief, Here. Ek wil vra dat U Seun my sal vrymaak in totaliteit. Ek wil nie doen wat ek gedoen het nie. I want to be completely changed. Here, en ek wil vanaand voor U kom en sê, ek is jammer, Here, vergewe my. Reinig my, Here, want die vyand is besig om 'n muur tussen my en God te bring.
Vijand is bezig om mij te drukken. Ik blijf vragen, vergeef me, Here. Verander mij. Here, so dankie dat die Bijbel sê, al stryk om die rechtvaardige 7 maal, elke keer hom op. Here, en ek wil vanaand bid en vra, gee my nog een kans. Here, gee my nog net een kans. Ek wil opstaan van die grond af. Totaal en al genees en gereinig. Here, as jy dit vanaand van die malaatse kon doen, kan jy dit vanaand vir my ook doen. Daarom wil ek vanaand bid en vra, Here, vat weg die onreinheid uit my binnensheid. Dis my gebed in Jesus naam, was my met die kosbare bloed. Ek eer U vir dit wat U verander ons hart en lewens doen. In Jesus wonderlike naam. Amen en amen. Ek kan sit plek neem. Bij de muzikant en de voorstanders naar voren kom, wil ik een laatste gedachte met jullie deel. Jij kunt vanavond hier uitstappen en niks veranderen. Dat is jouw keuze. Je ziet, jij kunt vanavond hier uitstappen en zeggen, I'm done. Ik is klaar met dit. Wat scheiding maakt met zijn eigen God. Ik is klaar met dit. Wat scheiding maakt met mijn leven. En van opvolg. Voor meer van sê. Als u wil. Als u wil. En weer wat zal zijn antwoord wees. Ik wil. Waarom? Want God eer mannen en vrouwen wat zij willen zoeken. God eer mannen en vrouwen wat om vrees. God eer mannen en vrouwen prijs. Als de oude woordje dat zei, I have decided to follow Jesus. No turning back. Ga niet omdraaien nie. Ga niet terugkijken nie. Want ik heb een besluit gemaakt. Mag dit vanavond wees wat jij in jouw leven mag gaan ervaren.